Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 28ste Desember 2025. Ons het vandag 'n leesdiens waargeneem deur ouderling John Breitenbach. Hy het gelees uit Markus 11 en die tema van die preek, God se opdrag is om vrug te dra. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Mag daar genade en vrede wees vir hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons begin deur die Here te loof uit Psalm 89, verse 1 en 6, waarna ons geloof sal bely. Ek hou aan ons voor die eerste gedeelte van Psalm 84, nee, 89, ekskuus tog. 89. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan die trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns wat U aan ons bewys het en wat daarop volg. Ons bely dan nou ons twyfelbare geloof as volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die aanhoor van die wet sal ons sing uit Psalm 38 van verse 1 en 5 en ek sal in die voorhou. Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou enige beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 38 vanaf vers 1 en 5. Straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld, en dit wat daarop volg. Ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg is dit om tot U te mag nader deur gebed. Dankie dat U nog met ons bemoeienis maak met ons daaglikse wandel deur die Gees hier op aarde. Om ook so alle uitdagings te kan trotseer met sekerheid, Vader. Ons bid dat U die samesyn hier sal seën. Wees ook so saam met hom wat die boodskap bring. Skenk ons ook so geopende ore
en ontvanklike harte. Ons bid vir ons gemeente, Vader, in 'n wêreld wat U nie wil ken nie, maar so weet ons ook, U het alreeds die wêreld oorwin. Gaan ook so saam met ons herder en leraar in 'n rustydperk en bring hulle as gesin veilig terug na ons gemeente hier in Brakpan. Wees ook so saam met die wat allerlei beproewings ervaar. Hou hulle vas in die regterhand. Laat ons ook nou ons wandel op aarde oordink as ons die woord oopmaak. Vader, ons skiet ver te kort. Wees ons ook so genadig. Sien ons aan in die soenverdienste van U Seun, ons Jesus Christus, wat die dood alreeds oorwin het. Want aan U kom toe alle lof in die hemel en op die aarde, ook so tot aan alle ewigheid. Amen. Met die oog op die skriflesing, vra ek dat ons Psalm 84 sal sing. Verse 1, 2 en 6. Hoe lieflik is die woningsheer, der leerskade, hoe begeer, my siel en hinker van verlange, om na Gods woning op te gaan, en in U tempelpoort te staan, met jubelende lofgesange, my hart en vlees, o God roep luid, tot U wat leef, verlangend uit. En dit wat daarop volg. My
Broers en susters, ek lees vir ons 'n gedeelte uit Markus 11 vanaf die 12de vers tot die 20ste vers. Markus 11 vanaf vers 12 tot 20. Met ons teksgedeelte op vers 13. Die opskrif hier is die vervloeking van die vyeboom. Toe hulle die volgende dag van Betania vertrek, het hy honger geword. Hy het van ver af 'n vyeboom met blare gesien en gaan kyk of hy nie miskien iets daaraan sou kry of vind nie. Toe hy by die boom kom, het hy niks gevind nie, net blare, want dit was nie die tyd vir vye nie. Hy sê toe vir die vyeboom, mag niemand tot in ewigheid ooit weer 'n vrug van jou af eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Hulle het in Jerusalem aangekom. Jesus het toe die tempelterrein binne gegaan en die mense wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, begin uitjaag. Hy het ook die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en niemand toegelaat om enige voorwerp oor die tempelterrein te dra nie. Hy het hulle geleer en gesê, staan daar nie geskryf nie, my huis sal 'n huis van gebed vir alle nasies wees, genoem word. Maar julle het daarvan 'n rowersspelonk gemaak. Die leierspriesters en die skrifkenners het dit gehoor en wou hom om die lewe bring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verwonderd was oor sy lering. Toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad gegaan. Toe hulle vroegoggend daar verbygaan, het hulle die vyeboom gesien, verdor tot in sy wortels. Tot sover. Ek hou ons weer die teksgedeelte voor. Hy het van ver af 'n vyeboom met blare gesien en gaan kyk of hy nie miskien iets daaraan sou vind nie. Toe hy by die boom kom, het hy niks gevind nie, net blare, want dit was nie die tyd vir vye nie. Broers en susters, ek hou aan die preek voor van Dominee Piet Coetzee van Stilbaai. Ek mediteer Potchefstroom. En die tema van die preek is, God se opdrag is om vrug te dra, maar dit kan nie gedoen word sonder die krag van geloof nie. Geliefde broeders en susters, waar sal u die rykste plek op aarde vind? Is dit die reservebank met al sy goud, of al die oliebaronne van die olieryke lande? Die vraag gaan meer oor die rykste plek, nie noodwendig die rykste persoon nie. Waar sou jy reken is die rykste plek op aarde? Die antwoord gaan jy redelik onverhoeds betrap, want dit is dalk die laaste plek waar u die rykste plek sou soek. Die antwoord is, die rykste plek op aarde is die begrafplaas. En die vraag dan ook so, hoekom? Die begrafplaas is ryk aan soveel gawes en talente wat nie gerealiseer het nie. Soveel vrug wat gedra kon word, wat nie gebeur het nie. Soveel boeke wat nooit geskrywe is nie, soveel skilderye wat nie geskilder is nie. Soveel drome wat nooit 'n werklikheid geword het nie. Soveel planne wat nooit uitgevoer is nie. Soveel talente wat nooit tot volle reg gekom het nie. Soveel liefde wat nie bewys is nie, maar ook soveel vermaanings wat ook nooit gedoen is nie. Soveel geleenthede om God se woord te verkondig. God roep elkeen van sy kinders. Dra vrugte wat by die bekering pas, want God wil nie suurstruike hê nie, maar vrugtebome wat vrug dra. Met die oordeelswonder van Jesus Christus kom 'n preek met die daad. Hierdie gebeure vind plaas in die laaste week van Christus se lewe op aarde. Sondag was die intog in Jerusalem.
'n juigende skare verwelkom Christus. Op pad vind die enigste oordeelswonder van ons Here Jesus Christus plaas. Die verdroging van die vyeboom. Waarom staan hierdie gebeurtenis in die Bybel? En wat wil Christus ons hieruit leer? Ons moet dit in die konteks sien van die gebeure op daardie dag toe Jesus die tempel besoek het. Dit is die week voor Paasfees. Elke volwasse Jood moes 'n halfsikkel tempelbelasting betaal per jaar. Die pelgrims kom egter van oor die hele wêreld met allerlei vreemde en onheilige geld. Wat is nou makliker om met die tempel die geld te wissel vir die voorgeskrewe heilige munt? Dit wil sê die Joodse geld. Dit het gepaard gegaan met 'n kommissie aan die wisselaar en makelaar wat soms tot 'n ewige gestry gelei het, so ook met die offers. Dit was 'n groot risiko om die skaap of duif wat hulle wou offer die hele pad te bring en dan keer die priesters dit dalk af weens een of ander gebrek of besering. Makliker om op die tempelterrein offerdiere te koop wat deur die priesters gewaarborg is. Volgens die tipiese Oosterse wyse is daar dan ook redelik gekibbel oor die prys. Dan met Paasfees was die kerkbazaar eers 'n groot gedoente. Teen die agtergrond is ons weer by die daadsgelykenis van die verdroogde vyeboom. Jesus vertel nie 'n gelykenis nie, maar doen 'n gelykenis. In die Ou Testament word Israel meermale vergelyk met die vyeboom. En ons verwys hierso na Jeremia 8:13 en Hosea 9:10. Die vyeboom Israel is net soos die vyeboom langs die pad. Die blare is daar, maar daar is geen wesenlike vrug nie. Geen dade wat getuig van 'n lewende verhouding met die Here nie. Die skyn is daar, die blare beloof wel vrug, maar daar is niks. Johannes die Doper het verklaar dat die byl reeds teen die wortels van die boom is, in Matteus 3 vanaf vers 10. Daar was geen bekering nie, en nou is die verdroging van die wortels af. Mense wat geestelik opdroog is gewoonlik van die wortels af. Hulle vergeet die wortel van hulle kennis. Hulle vergeet hoekom hulle in die gereformeerde kerk groot geword het. Hulle vergeet die diepe betekenis van ons belydenisskrifte, van die verbond en die uitverkiesing. Dit is waar vrug dra begin. By die versorging van die wortels, ons moet aandag gee aan ons geestelike wortels. Daar word te veel aandag gegee aan die blare en die voorkoms van blare. Die gevolg is 'n geestelike oppervlakkigheid, sedepraatjies in die prediking en geestelike liedere wat ons ore streel. Hoekom? Omdat daar nie aandag aan die wortels gegee word nie. Belydenis, Bybelkennis en kennis van die belydenisskrifte is kommerwekkend min. En God sê vir ons, wees vrugbaar. Verstaan u dan die betekenis? Israel is besig om in die tempel rond te hardloop. Daar word handel gedryf. 'n Buitestander sal opmerk, kyk hoe bedrywig, kyk hoe godsdienstig, kyk die pragtige blare wat Israel in die tempel vertoon. Maar ons Here Jesus Christus sien iets anders raak. Hy sien hulle verhouding met die Here raak. Hy sien hulle vorm godsdienst raak en hulle skynheiligheid. Hy sien Israel as 'n vyeboom met blare skyn, vertoon, maar geen werklike vrugte nie. Alles gaan om hulle self, eie eer en ook so verryking. Broers en susters, God wil vrugtebome hê.
nie suurstruike nie. Sy kinders moet daders wees van die woord, met die opdrag van dra vrug. Maar daar is nog iets. Markus stel dit, dat dit nie die tyd van die vye was nie. Sommige verklaarders stel, dat vyebome aan die ooste kant van die Olyfberg baie vroeg in die lente moes dra. Maar 'n vyeboom vol blare wek die indruk dat daar vrugte is. Hier moet ons 'n doelbewuste simboliek sien, naamlik dat ons nie seisoenchristene moet wees nie. Die vrug dra van 'n kind van die Here is deur die hele jaar, deur sy hele lewe. Daar is geen buiteseisoen vir die vrug dra, vir die diens aan ons Here nie. Ons moet ook wees soos die boom van die lewe, in Openbaring 22 vers 2, wat 12 maal per jaar vrugte dra. So kan ons genesing bring vir mense. Wat nou baie insiggewend is wat Christus ons leer oor geloof. Die volgende môre sien die disippels die vyeboom wat verdroog het van die wortels af. En Christus stel aan hulle, julle moet geloof in God hê. Vir die Jode was 'n berg iets baie sterk en onmoontlik om te beweeg, 'n probleem wat in die pad sal staan. En verwys hier na Sagaria 4:7. Ons kan berge versit as ons in God glo. Berge ook in die sin van enige groot probleem wat lyk asof dit onoorkombaar is. En dan gaan Christus verder en hy handel oor gebed. Gebed moet altyd volgens God se wil wees. 1 Johannes 5 vanaf vers 14 en 15. Gebed is nie 'n noodmaatreël nie, wat ons gebruik as ons in die moeilikheid kom nie. Ware gebed is deel van ons konstante kommunikasie met God en aanbidding van God. Gebed is die vernaamste vrug wat ons moet dra. Ons moet ook die woorde van Christus in vers 14 reg verstaan. Daar staan, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit sal ontvang het en dit sal so gebeur. Ja, broers en susters, nou is daar 'n paar pastore en selfs predikante wat stel dat as jy regtig hard genoeg bid, is God verplig om jou gebede te beantwoord, ongeag wat jy vra. Hierdie soort geloof is nie in God nie. Dit is geen geloof nie. Dit is eerder 'n geloof in jou gevoel en jou eie behoeftes. Ware geloof is gebaseer op God se woord, met verwysing tot Johannes 15:7 en Romeine 10:17. En sy woord openbaar sy wil aan ons. Die doel van gebed is nie om 'n mens se wil in die hemel te laat gebeur nie, maar eerder om God se wil op aarde te laat geskied. Hoe lyk die vrug van ons gebed in ons lewens? Christus vervolg en pas nou gebed toe op vergifnis. Ware gebed betrek sowel geloof as vergifnis. Gebed bind ons saam. Ons bid immers, ons Vader wat in die hemel is. Christus maak dit duidelik dat jy nie God se vergifnis kan vra nie, as jy nie bereid is om ook so jou naaste te vergewe nie. Maar dit moet duidelik gestel word, ons verdien nie God se vergifnis deur ander te vergewe nie. Ons gees van vergewing is 'n bewys dat ons harte volgens God se wil is en dat ons sy wil gehoorsaam. Ons vergifnis toon dat ons Christus se vergifnis glo en dat ons met sy gesindheid lewe. Ons lees in Psalm 66 vers 18 waar daar staan en ek haal aan: daar was onreg as ek in my hart gekyk het, my Heer sou nie na my luister nie. Dan ook so in Galasiërs 5 vanaf vers 6, geloof wat deur die liefde in dade omgesit moet word. Ja, broers en susters, ons moet vrug dra.
Ons mag nie seisoenchristene wees nie. Nie suurstruik-Christene nie. Ons mag nie soos die vyeboom net blare hê terwyl ons van die wortels af begin verdroog nie. Om vrug te dra het ons geloof nodig. In ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Vrug dra beteken baie. Dit beteken dat ek God se woord verkondig. Sy naam sal eer en verheerlik en dat ons sal bid. Maar Christus wys in die gedeelte op 'n baie ernstige saak, naamlik die vergewing van jou naaste. Ons moet die vrug dra van vergewing. Daarvoor het ons die krag van geloof nodig. En nou moet ons diep in ons eie harte besin en kyk na ons eie geneigtheid om nie te vergewe nie. 'n Struikelblok in baie huwelike. 'n Struikelblok in menseverhoudinge. 'n Groot struikelblok in die kerk, waar lidmate met 'n wrok rondloop en nog so hierdie wrok koester. Dra vrug en die skerpunt van Christus se daadsgelykenis van die verdroogde vyeboom is, dra vrug van vergifnis. Wat is die rykste plek op aarde dan? Moenie die begrafplaas nog ryker maak deur met haat, nyd en 'n wrok begrawe te word nie. Daar is al reeds genoeg daarvan. Amen. Kom ons staan dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg en troos het ons nie om te mag ervaar wat vir ons opgestaan is in u skrif nie. Ons dankie Vader dat ons direk tot u mag nader deur ons Here Jesus Christus, u Seun. Ons kan ook ons harte en probleme voor u uitstort, maak nie saak wat dit is nie. Ons weet dat u sal luister en uitkoms skenk op u bepaalde tyd. Ons weet ook so dat u vir ons die beste beplan vir die toekoms. Ons dank u ook so daarvoor. En weet ook, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Skenk ons ook so nuwe moed en nuwe krag om te mag volhard in die geloof. Ook so om u liefde raak te sien en te verkondig in ons daaglikse lewe, by die skool, by die kerk, by ons werk. Ons dank u ook so vir 'n vaste en sekere hoop en smag na u Seun se koms. Vergewe ook so ons sondes, Vader, sien dit nie aan deur ons nie, maar deur die soenverdienste van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawe. Ek hou in die voor Psalm 119, waarvan ons sal sing verse 4 en 19 en vers 4. Hoe sal in sy jeug die jongeling gou deur die uitleid bekoor, rein kan wandel in sy weë, as hy wandel in u spoor. En dit wat daarop volg. Psalm 119, verse 4 en 19. Amen.
die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle verredding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en ook so aan julle vrede gee. Amen. Weer eens goeiemôre broers en susters. Daar's enkele afkondigings vanoggend. Verjaarsdag, die 30ste Johan Korf, die 31ste Andrei Bam en die 2de Hannetjie Hatting. Dan kondig ons net weer af dat Domie op verlof is tot en met die 4de Januarie. Die 4de Januarie se preek sal waargeneem word deur ouderling Andries Kreer. En dan vra ons ook vir voorbidding vir die algemene synode te Potch, 5de tot die 10de Januarie 2026. Mag jy 'n geseënde dag en week ook so ervaar.